Die Herzlungenpumpe ist jetzt zusammengestellt und steht bereit. Die Femoralarterie wird versetzt. In diesem Stadium wird Heparin gegeben. Da ist ein Seitenauslass zu der Arterienkanal, um den Druck während Vorbeilauf und um später auch einen akkuraten Arteriendruck zu geben. Die größte Möglichkeit. Hallo julle tweetjies. Hallo papa. Hoe gaan dit? Hallo my klonkie. En toe, hoe dit vandag gegaan? Baie interessante leesing gehad. Ons is op die tafel. Ons sal eers 'n glasie wyn drink. Kom Lise. Ek probeer spaar en jy koop wyn. Mens kan nie 'n troudag met water vier. Lisa, ek het jou so lief. Gister, vandag en vir altyd. Gister, vandag en altyd. Is alles ingepak? Het ons niks vergeet? Nee, dokter Beaumont, niks. Behalve jou seun. Kom klein Sjaal. Kom nou. Die telegram vir hom Pieter, jy het toe weggestuur. Gister al. Hy wie, ek kan nog nie glo dat ons teruggaan nie. Hierdie 3 jaar het eenvoudig gevlieg. Ja, môreoggend hierdie tyd is ons op Jan Smitsvier. Ag, ry tog versigtig, Sjaal, hierdie pad is glad, joh. Ag, wat ontspan, Lise. Laat dit aan my oor.
Dr. Fritz? Beaumont. Angenehm. Haben Sie Neuigkeiten, Dr. Fritz? Wie geht es meinem Kind? Sehen Sie, nach der Radiographie zu urteilen, befindet sich Ihr Kind in sehr kritischem Zustand. Doch bevor wir nicht eine eingehendere Untersuchung durchgeführt und eine endgültige Diagnose aufgestellt haben, besteht für Sie und Ihre Frau kein Anlass zur Sorge. Ich verstehe. Ich will hom sien, Charles. Alles stel noch was. Dr. Fritz, meine Frau. Angenehm. Angenehm. Darf ich ihn jetzt sehen? Es tut mir leid, vielleicht morgen. Vielen Dank, Herr Doktor. Komm, Lisa. Lisa. Kom. Misschien is het niet zo ernstig als wat het denkt. Medische wetenschap kan vandaag voor ons vragen. Dit is al een paar dagen nemen en dan zal ons besluiten. Kom, ontspannen. Dr. Beaumont, einen Moment bitte. Mhm. Es tut mir leid, Dr. Beaumont, aber ich habe schlechte Nachricht für Sie. Nach erster Untersuchung Ihres Kindes haben wir eine schwere Gehirnschädigung festgestellt. Brainscan. Was wäre Ihr nächster Schritt, Herr Doktor? Das ist schwer zu sagen. Um das genaue Ausmaß der Schäden festzustellen, Ich verstehe. bedarf es beträchtlich mehr Zeit und weiterer Tests, wie Sie sicher verstehen werden. Zunächst werden wir eine Traphine durchführen, sobald das Kind den ersten Schockzustand überwunden hat und sich der Allgemeinzustand auch gebessert hat. Erst danach können wir den gesamten Umfang der Gehirnschädigung... Die trofine is door vandaag gedaan. En hoewel hij nog meer gemakkelijk is het natuurlijk nog te vroeg om te weten. Sal julle ooit weet? Van die ongeluk af is dit net skouers optrek en koppies knik. Ek is nou moeg gewag, Charles. Binne die volgende paar dae wil ek die beste breinchirurg in Europa hier hê. As julle dan te lamlendig is om op te tree, sal ek dit doen. Lisa, jy is in 'n openbare plek. Geen die flenter om waar ek is nie. Dis my kind wat daar lê, hoor jy? Myne. As jy nie so vinnig gery het nie, Charles, dan Lisa, asseblief. ek gaan vanaand nog hospitaal toe. Ek wil 'n antwoord hê. Dr. Beaumont, kann ich Ihnen helfen? Dr. Fritz, ich möchte heute Abend wissen, was Sie für mein Kind tun werden. Frau Beaumont, Ihr Kind ist in der besten Klinik der Welt und in guten Händen. Ihr Mann ist Doktor, er wird es Ihnen bestätigen. Ich höre immer, dass ich warten muss. Gibt's denn überhaupt nichts, was wir jetzt für das Kind tun können? Es tut mir leid, das ist nicht möglich. Ihr Kind ist noch zu schwach. Sie sollten lieber warten. Dr. Beaumont, bitte. Sie sehen, hier, das ist das Gebiet der Schädeldecke, in dem die Hauptbrüche festgestellt wurden. Hier liegt unser Problem, wie diese Seitenansicht Ihnen deutlich zeigt. Sie verstehen? Ich verstehe. Hallo. Hallo, Charles. Alles goed. Heb je vandaag je kind gezien? Ja, onveranderd. Lisa. Het is al bijkans een jaar dat ons is te wachten op een wonderwerk. En je weet, de mens kan niet op wonderwerken staat maken. Wat probeer jy sê, Charles? Lisa, jy weet self, hier is geen vooruitzichte vir my nie. En binne 'n week moet ek besluit of ek daardie pos gaan aanvaar. Lisa, kom ons gaan na Londen en begin 'n nuwe lewe daar. Ek kan nie hom nou hier wegneem nie, Charles, en jy weet dit. Bly by ons toe. Ek kan mos hier ook 'n nuwe pos aanvaar. Ja, maar dit is 'n unieke geleentheid wat ek skaars deur my vingers kan laat glip, Lisa.
Dan moet jy maar gaan, Charles. Ek neem hom nie hier weg nie. Hy is in die beste kliniek vir hierdie soort gevalle en jy weet dit. Ek weet, maar Londen is nie ver nie, Lisa. Jy kan af en toe oorvlieg om te sien hoe dit gaan met hom. Asseblief, Lisa, oorweeg het. Nee, laat ons dit nie verder bespreek nie, Charles. Luister, ek het nou al alles probeer, maar jy wil wragtig nie 'n duim toegee nie. Verwag jy nou werklik dat ek alleen daaraan kan moet gaan begin? Jou loopbaan is vir jou die belangrikste ding in die wêreld en dit moet so wees, Charles. Aanvaar die pos. Jolly neat job, Charles. Thank you, Thompson. I'll be away for a few days, Esther. Dr. Thompson will be in charge. Very well, Doctor. That call to Switzerland. Will you ask the operator to try again? The operator has been trying, but the number seems to be disconnected. Thank you. Charles, jy's terug. Lisa, het is goed om je te zien. Het was een lang jaar. Zal het gaan? Besef jij dat hij over 10 jaar nog iets kan is? Een hopeloze wezen wat dit asemt. Daarom moet ek maar van hom vergeet. Om hier wegbere in 'n kliniek en my plig op ander afskuif. Nee, Lisa. Maar jy het ook 'n plig teenoor my. Beteken ons huwelik dan vir jou niks? Die lewe gaan voort, Lisa. Ons moet aanpas. En net vir homself leef. Wat dan van hom? Sy lewe gaan ook voort. Ja, goed, maar medies gesproke is daar vir hom geen vooruitsigte nie. Ek sal dit nooit aanvaar nie, Charles, nooit. Hy sal nog regkom. Daardie saboterie waarin jy en Dr. Fritz so vasklou is nog nêrens bewys nie, besef jy dit? My kind se vordering hierdie jaar is vir my genoeg bewys. Hy bly hier, Charles. Nou goed, los hom nou hier. Maar in hemelsnaam kom saam met my terug Londen toe. Seker, jou Lisa, dit sal geen verskil aan hom maak nie. Hy is nie bewus van jou bestaan nie, Lisa. As dit maar so was. Charles, as ek in daai kind se oë kyk, weet ek hy herken my. Hy het iemand nodig wat vir hom omgee. Ek verstaan. Maar ek is nie bereid om langer so aan te gaan. Jy wil ook nie terugkom nie. Ek is jammer, Lisa. My toekoms lê daar in Londen. Nie sleg nie. Toring is bietjie skeef. Party mense hier rond weet ook niks van kuns af nie. As dit persoonlik bedoel is, kan jy jou eie kos gaan koop. Hallo, Sha. Jy's reg.
Maar ek kan nie op my werk konsentreer as ek weet dat jy my kom haal nie. As dit so met my moes gaan, sou al my pasiënte in die graf wees. Wat sal dit vandag wees? Oesters en champagne? Of kaviaar en roosterbrood? Dis 'n hamburger en 'n bootreis. Kom ek help jou. Karen, jy het net een probleem, jy is te nuuskierig. Jy vra te veel vrae, jy weet. Jy is my so geheimsinnig. Ek ken jou nou al 3 maande en ek... Charles, wat's verkeerd? Hoekom is jy so ontsteld? Niks. Sjaalkie, jy weet mos dis mamma, né? Ons sal hulle wys. Guten Tag, wir sind spät. Guten Morgen, jemand wartet auf Sie. Besuch für mich? Ja, oben. Ich verstehe. Guten Tag, Herr Doktor. Ah, Frau Beaumont. Hier habe ich einen alten Freund von Ihnen. Piet. Dag, Lise. Dag, oom Piet. Mijn wereld. Dr. Fouché, Sie entschuldigen mich. Guten Tag, Frau Beaumont. Dag. Goedendag, dokter. Kom sit, Lise. Ik kan mijn oor niet geloven, oom Piet. Wat breng je hier? Ek moes 'n kongres bywoon in Londen. Ek wil met jou praat, Lise. Ek het vir Charles gesien. Ik wil het niet bespreken, oom Piet. Ons echtscheiding is deur en daar's niks wat ik meer daaraan kan doen nie. En jy? Alleen hierso? Ag, ek bly te wille van my kind. Lise, dis 'n baie goeie inrigting hierdie. Maar ons het 'n dokter Schillinger wat beskou word as een van die beste neurochirurge in die wêreld. Schillinger? Jy al van hom gehoor? Hulle is dieselfde man as ek het al sy artikels gelees wat ek in die hande kon kry. Nou toe nou, Lise. Kom terug na ons. En terselfdertyd kan jy aangaan met jou verpleging. So Schillinger is in Suid-Afrika, né? Goeiemôre, dames. Môre wil ek kortliks aan u voorstel die brein. Die brein bestaan uit 2 halfrondes of hemisfere. 'n Linker en 'n regter hemisfeer. Die 2 hemisfere is aan mekaar verbind met 'n verbindingsbrug genaamd die corpus callosum. Die buitekant van die brein is oortrek met 'n laagie selle genaamd die cortex. Hierdie cortex beheer al die funksies van die liggaam. Byvoorbeeld, skade aan een van die frontale lobbe veroorsaak verlamming aan die teenoorgestelde rigting. Enige vrae? Professor, as een kant van die brein beskadig word, soos u nou net gesê het in Hemiplegia, ja. Bestaan daar dan enige moontlikheid dat so 'n pasiënt weer heeltemal kan herstel en normaal funksioneer? Nee. In so 'n geval is daar geen hoop op herstel nie. Maar professor, in die artikel gepubliseer in Maart 1964 in die Medische Journaal beweer u dat u op die punt staan om 'n mediese deurbraak te maak deur die 2 lobbe te koppel, sodat die onbeskadigde lob die funksies kan oorneem van die beskadigde lob. Beteken dit nou dat u uself weerspreek? Juffrou, ek weerspreek my nooit. Dit is waar dat 'n wetenskaplike soms te optimisties raak en sy bevindinge vooruitloop. Maar jy weet dat navorsing 'n stadige proses is. Klas vandag. Juffrou, net so 'n oombliekie asseblief. Ja, professor. Juffrou, in al my jare as 'n chirurg het niemand my nog daarvan beskuldig dat ek nie konsekwent is nie. Vrou, verskoning, professor. Maar met so stellings soos jy gemaak het in die joernaal het jy duisende mense hoop gegee. Het jy dan jou navorsing gestaak? Ja.
Vra waarom? Ek het goeie rede. Professor, dis as gevolg van daardie artikel in die joernaal dat ek hier is vandag. Gaan voort, ek luister. Harry sien. Sors, wat maak jy hier met jou onsteriele liggaam? Hou sit. Sy het gaan staan vrek vanmôre. Sy doodgewoon gaan staan en vrek. Tjenjen, wie het gevrek? Bedoel jy wie het gevrek? Mijn rammelkast natuurlijk. Ek gee je nog 1 kans om haar te tune. Ja? Ja. En dan krijg ik voor mij een ander mechanic en jij krijgt voor jou een ander girlfriend. Kan het dan niet nog vanavond gaan flikken? Maar wie rij, jongens? Weer met de ambulance? Kom. Als matrona jou hier krijgt, barst de hel los. Loop nou. Blom, man. Ja, ek ken Harry Kliniek baie goed. Een van die beste in die wêreld. Jy sê die ouers is geskei. Ja, professor. Dis terwille van kinders soos hierdie wat u nie mag ophou met die navorsing nie. Asseblief, jy moet voortgaan. Dankie. Ek moet gaan opereer. Leef jy nog? Jy moet ligloop vir hy prys, jong. Dis die beste breinchirurg in die wêreld, Wannie. Graag vra ek nou vir Dr. Bosman, die superintendent van die hospitaal, om die prys te oorhandig vir die beste verpleegster van die jaar. Dr. Bosman. Suster De Leeuw. Dames en heren, Suster De Leeuw het hoër punte behaal as enige verpleegster ooit in hierdie hospitaal. Baie geluk. En nou, dames en heren, gaan ons verpleegsters hulle diensgelofte aflê. Ek verbind my plegtig. Ek verbind my plegtig. In diens van die mensdom. In diens van die mensdom. En onderneem om my beroep. En onderneem om my beroep. Met nougesetheid en met waardigheid te beoefen. Met nougesetheid en met waardigheid te beoefen. Lisa, veel geluk. Ek is baie trots op jou. Dankie, en baie dankie vir alles wat u vir my gedoen het. Ek waardeer dit. Net dame Jean was nie hier om het te sien nie. Asseblief, oom Piet. Jy is die enigste een hier wat weet daarvan. Jy het my beloof. Goed. Veel geluk. Dankie, dokter. Hoor ek het, kan ons nie eers gaan vier met die ete nie. Dit sal vir my eer wees. Kom. Die 3 jaar het verbygevlieg. Veral die laaste jaar. Jy weet, ek het Londen gehaat voor jy hier aangekom het. 'n lekkertjie? O ja, dankie. Het sal lekker wees. Toe dan wees. Charles, ek wil nie vir jou weggaan nie, maar my pa wil my by hom hê. Na my ma se dood is hy baie eensaam. Wel, ek sê ook mis. Jy is goeie medisyne vir 'n eensame mens, jy weet. Charles, beloof my jy sal die verlede probeer vergeet. Ek het nooit besonderhede gevra nie, maar sy is nou uit jou lewe uit en wel, ons kan saam gelukkig wees, nee, Charles. Ek dink so. Maar in elk geval, baie dankie vir al jou liefde en vriendskap. Jy praat dus by die einde. Ek kom terug na jou, Charles. Net sodra my pa se verlange afgekom. Ja. Goeiemôre, Suster De Leeuw. Sit gerus. Ek het goeie nuus. Dit is toegestaan dat ek assistent mag kry. Nou kan ons meer tyd aan navorsing bestee. Presies so. En nog iets. Ek het gereël dat jy van môre af vir my skrob. Dit wil sê as dit jou goedkeuring wegdra. My goedkeuring, dokter. Maar natuurlik. Het jy al iemand 'n gedagte vir die nuwe pos? Nee, die advertensie word môre eers geplaas. Hy sal seker so oor 2-3 maande hier kan wees. Ek sien uit na môre. Ek hoop ek stel jy nie teleur nie. Raai wat het gebeur.
Lekker werk, Suster de Leeuw. Dankie, oom Klaasie. Iets verkeerd, dokter? Voel jy sleg? Nee, niks nie, dankie. Net so 'n bietjie hoofpyn, maar sal nou beter wees. Hoe is die patiënt se toestand, dokter? Alles gereed, professor. Dankie. Mes. Diathermie. Arterieklemme. Boor. Ons moet gou werk. Zo ja. Nou. Vee af dokter se voorkop, verpleegster. Bring 'n glas water asseblief. Vast ga ik weg toe. Hoe voel je nou, professor? Een lichte aanval van malaria. Iets wat ik een tijd geleden opgedoen heb. Zal nou weer beter wees. Zeg maar, je moest daar nieuwe chirurg niet al hier geweest zijn, niet? Hij wordt enige dag nou hier te wees. Die nieuwe chirurg wat kom. Ken ons hom? Dat zal een onthaal wees voor hem volgende week. Dan slaan ze hem allemaal op. Hoe gauwer hoe beter. Dokter Schillinger kan niet meer volhou nie. Jy is vroeg vanaand. Ek kan nie wag om saans te begin nie. Ek het so gevoel ons is op die regte spoor. Ik wens ik kan zo optimistisch wees als jij. Ons vorder zo stadig. Ons verslag is toe terug. Ja? Negatief? Ja. Dis hoekom ons nie mag tou opgooi in die klas. Ek kan nie vir jou sê hoe belangrik dit vir my geword het nie. Weet ik dit niet. Maar ja, begin tel. 1% plus. % promylocyte. Ag, lees, gaan kyk daar vir my, lyk daai goed in die bad. Ek dink tog ons het wondere verrig. Vertel my, waar verdwyn jy in saans so tussen 7 en 8? Jy weet, mense het jou ou dingetjies om te doen in die aand voor jy kan gaan werk. Ag, die werk is wel goed. Ek wil ons kan iewers heen gaan. Bietjie ontspan net ons twee. Ag, laat ons net hierdie reeks klaarmaak toe. Ja, slagendrywer. Met toe bring dan maar die ander skyfies. Miskien moet ons maar bietjie vroeër ophou vanaand, Klaas. Ek is bekommerd oor jou. Oor my? Of oor die toetse wat met klaargemaak word? Klaas, jy weet hoeveel jou vriendskap vir my beteken het die afgelope tyd. Ja, Lise. Ja, ons is twee van 'n soort. Drink my 'n bietjie water asseblief. Tog nie alweer nie. Asseblief, ons het nie tyd om te mors nie, ons my werk om te doen. Was dit moeilik om haar te oortuig dat hy die regte man vir die pos is? Laat nie, die man staan baie hoog aangeskrewe in Londen. Ons was gelukkig om hom te kry. En ek dink was dit nie vir jou nie, sou dit nog moeiliker gegaan het. Kan ek nie wag nie. Goed, jou werk en die van Dr. Schillinger is aanvullend en je woorden baie interessant te vind. Ek is oortuig daarvan. Ek moet erken, daar was 'n tyd toe ek nie veel geloof as ek teorie gehad het. Maar natuurlik is daar op 'n parel by te vaar. Ek sien werklik daarna uit om hom te ontmoet. Baie tyd daarvoor.
Ons wil vir jou onthaal by hospitaal. Dan sal almal daar wees. Ek het gehoor hy's 'n regte ou knorpot. Al hier. Almal soek hom. Dat hy uitstekende chirurg is, moet almal erken. Ons is gelukkig om hom hier in Suid-Afrika te kan hê. Skoon my. Charles kan nog nie glo jy is hier. Van de Venter? Ja, dokter Bosman. Alle wereld, man. Charles is in hospitaal. Treinramp. Noodtoestand. Kan u ons helpen? Natuurlijk. Ik kom dadelijk. Hey, dokter, zo zullen het ook zeker een dag in je hel klinken. Verpleegster theater 62. Kom, as jy so even ophou kerm en 'n pilletjie drink, dan gaan jy gou beter voel, hè? Dokter, je hebt niet al versielingen gezien nie? Nog niet. Goed, we gaan op theater. Goed, dokter. Weinig gebloeden. Kan daar reptier moord wees? Kan eens beginnen? Mes. Arterie. Zet. Dapper. Kom, zuster. Arterie. Ekskuus, dokter. Nee, mag dat, zuster. Arterie. Dapper. Verstel je terug. Koppel naar die zuurstofpijp aan. Zuster, geef mij een nierbakje alsjeblieft. Alles nog recht? Alles recht, dokter. Dank u, zuster de Leeuw. Niet te danken, dokter. Schrijf. Dank je. Lijkt me, je kan niet van aan concentreren. Alweer daar weer, hè? Ja. Zeg, jij was er daai ding lang al uit afkappen. Is die bloeddruk verpleegster? Goed, zuster. Op die mond? Zo, ja. Zuster de Leeuw, kan ik u een ogenblikje zien? Dank je, verpleegster. Ik zal overnemen. Lisa. Ik kan het niet geloven. Ik heb met die beste skopzusters in de wereld gewerkt. Die is beter als die beste. Ik ga... Ik weet niet eens waar om te beginnen. Klein Charles, kan het me... Ik bedoel, is daar enige vordering? Kom eens uit, professioneel, dokter. Het zal makkelijker wees voor ons allebei. Ja, ga maar aan met die behandeling. Jazeker. Net ogenblik. Lisa, is het. Ik zie je terugbel.
Lisa, wat moet keer? Hoeveel jy te doen gehad met Charles se aanstelling hier, Piet? Maar hoekom ontstel jy jou so? Jy het my doelbewus in die donker gehou. My bedrieg. Lisa, jy kan nie die res van die lewe die man ontwyk nie. En ek het niks te doen met die aanstellings in die hospitaal nie. Ek sê jy nooit vergewe nie, Piet. Jy kon my gewaarsku het. Lisa, jy is selfsugtig. Persoonlike gevoelens is van geen belang nie. Klaus. Sit. As iets wat ek jou moet vertel. Hier buite. Asseblief. As iets wat my jaag, Lisa. Ek kan nie voortgaan nie. Waarvan praat jy, Klaus? Verstaan nie. Hierdie navorsing van ons. Jy weet, is net om Johan wil dat ek daarmee weer begin het. Ek is bang, Lisa. Ek is bang dat sal weer misluk. Weer? Is dit hoekom jy destyds opgehou het? Ja. 'n Pasiënt het onder my mes gesterf en 'n soortgelyke operasies die een waaraan ons werk. Met ander woorde, dit gaan weer gebeur. Raak jy jouself reg, Klaus? Waar is jou geloof? Uit elke terugslag in die lewe leer 'n mens iets. Jy's nou meer bekwame as wat jy toe was. Durf ek weer 'n lewe waag? 'n Mens dink jy ken al die antwoorde, maar as jy daar voor die ontblote brein staan, dan besef Kom jy... nou, Klaus, jy is die enigste chirurg in die wêreld wat so 'n operasie kan doen en jy weet dit. Jy het soveel vertroue in my. Maar Hierdie keer gaan jy slag, Klaus. Ek weet dit. Goeienaand. Dokter, mevrou Bosman, dokter Beaumont, my dogter natuurlijk. Nou? Aangenaam. Ek wil u bedank vir die hulp met die treinramp nou die auto. Baie dankie. Kom ek stel u verder voor. As jy my vra, het sy haar papi se hulp ingeroep om hom hier te kry. Dan sê jy een keer na die wets goed gedoen. Die man is briljant. Ek wonder hoe kom Guy's hospitaal sonder jou klaar. Hans, hoe gaan het? Ek nie gehad nie. Ken julle mekaar? Hy het voor my groot geword, nie waar nie? Goed, dis gaan. Dan kan ek jou weer los en champagne vir ons gaan haal. Kom, paps. Dr. Schillinger, mag ek u aan die assistent voorstel? Dr. Charles Beaumont. Aangenaam. Aangenaam. Suster Lise de Leeuw. Ek verstaan julle het nou die aand saam gewerk. Baie dankie vir die optrede. Champagne, Charles? Champagne, Charles? Ekskuus. Ek sien dan uit om saam met u te werk, Dr. Schillinger. U het 'n goed opgeleide span. Dankie. Verskoon my. Kom. Dames en heren, dit is my voorreg om vanaand as voorzitter van die hospitaalraad die nieuwe collega aan u voor te stel. Welkom, Dr. Beaumont. Dit is vir ons 'n besondere voorreg om u vanaand hier as chirurg te ontvang. Meneer Van Deventer, collega's, dames en heren. Het is voor mij een vreugde om weer terug te wees hier tussen my eie mense. En dit sal 'n voorreg wees om hulle te kan dien. Ek het reeds gisterand al 'n voorsmaakie gehad van die geestelike besieling waarmee daar in hierdie hospitaal gewerk word. En ek sien daarna uit om môre formeel deel van die span te word. Dankie. Skoon toch. Kan ons alleen praat? Praat maar, dokter. Nou dat dokter Beaumont hier is, vloek jy moet gaan vir daai behandeling met ons bespreek het. Behandeling? Ja. Onthou jy die training? Ja. Dink daaroor. Ek voel is baie belangrik. Dr. Bosman, kan ek jou oomblik sien? Aan dokter Fischer. Iets te eten?
Jean. Karen. Ek het vir jou verrassing gee. Werklik? Kyk. Selfgemaak? Natuurlik. Dink ek het 'n jaarstudie gemors. Behoorlik. Sê my, waar gaan ons dit hang? Luister Karen, ek dink byna dit sou beter vertoon op my woonstel. Karen, ek is jammer, ek is baie besig, ek is bevrees, ek kan jou nie nou ontvang nie. Sjoe, wat is dit dan met jou? Van gisterand af kry ek net afjak. Kom. Luister, ek ontmoet matrone en dokter Bosman oor presies 3 minute vir 'n inspeksietoer en ek... Sê my, hierdie Suster de Leeuw, gaan sy nie dalk saam met julle op hierdie toer nie? Wat bedoel jy? Vra maar net. Julle kon gisterand julle oë nie van mekaar afhou nie. Sê my, ken julle mekaar? Baie goed ook. Moet tog nie vir my sê, Ja, sis. dis hy. En nou moet jy my regtig verskoon, Karen. Ek is jammer. Dankie. Môre. Goeiemorgen. Ek wil Suster de Leeuw sien, asseblief. Juffrou, wat maak jy hier in dit sonder theaterdrag? As dokter Schillinger of een van die ander jou je vindt, sal dat donder op jou neersaak. Kom nou, moenie so staan en kekkel nie. Of moet ek skriftelike toestemming kry, want ek kan nie weet. Oké. Maar moenie zeg dat ek jou nie gewaarsku het. Sy na kantoor. Daar weer. Môre, suster. Toe maar, ek weet ek is nie hier toegelaat nie. Maar ek sal nie lank wees nie. Wat kan ek vir jou doen, juffrou? Ek kom 'n beroep op jou doen, suster. So? En wat is dit? Bly weg van Charles Beaumont. Hy's myne. Hy het teruggekom om naby my te wees. Ek het dit so gereël en so gaan dit bly. Wees gerus, juffrou. Ek en Charles se paai het uitmekaar geloop. Sy waardes is nie my waardes nie. Nou goed, hou dit so as jy waarde heg aan jou pos. Ek sal nie huiwer om my pa se invloed te gebruik om jou hier uit te kry nie. Verskoon my. Ek het werk om te doen. Suster Blom? Wys juffrou de Venter die deur asseblief. Ek het jou gewaarsku. Kom, juffrou de Venter. Dankie. Suster de Leeuw aan diens. Luister, Lise. Dis verspot om soos 2 kinders aan te gaan. Ek moet met jou praat. Ek is aan diens, dokter Beaumont, en ons het 'n vol dag. Nou maar goed. Wat dan van vanaand? Vanaand sal ek nie tuis wees voor tussen 9 en 10 nie. Dankie, Lise. Sien jou 9 uur. Zit. Jou koffie? Dankie. Beloof my jy sal gaan toe. Doen dit vir my, Klaus. Vir jou sal ek enigiets doen en jy weet dit. Dankie, Klaus. Ons was so lank laas saam uit. Jy's nooit saans beskikbaar nie. Eendag sal ek jou alles vertel en sê jy verstaan. Ek kan nie vanaand nie, Klaus. Ek wil jou help met môre se reëlings. Sê net vir my wat moet ek doen. Dankie vir jou aanbod. Ek sal my reëlings self tref. Is laat vanavond? Hallo my skat. Julle twee vandag gewerk? Sjoe, ons hou nooit op met werk. Sê, ma. Toe maar my skat. Eendag sal jy ook weer lag en speel, net soos al die ander kinders.
Wag maar, jy sal sien. Professor gaan vir 'n paar weke rustig aan ons harder werk as ooit. Ons gaan nie moet opgee nie, Anna. Ons gaan nie moet opgee nie. Verrassing! Karen. Jy's laat. 'n Bietjie. Hy sê Shaal. Ek het al die moeite gedoen en jy's nie eens bly nie. Wat kan 'n mens nou sê? Ek wil geen stories hoor nie. Ek is jammer oor vanmôre. Ja, dis niks. Vanaand maak ons op. Karen. Regtig, jy plaas my in 'n baie moeilike situasie. Shaal om vader se naam ontspan. Niks gaan ons aand bederf nie. Ek is bly hierdie bos aanvaar, Shaal. Ek ook. Ek moet jou weer eens bedank vir jou aandeel daaraan. Ek het nie baie probleme gehad om my pa te oortuig dat jy die regte man vir die werk is nie. Nou ja, dit is my rigting. Karen, maar ek wil nie beskof wees nie, maar ek het nog hele streng operasies wat op my wag môreoggend. Ag nee, wat Shaal. Dis nog so vroeg. Maar daar's nog heel wat dingetjies wat ek wil afhandel vanaand. Toe maar, ek verstaan. Volgende keer raak jy nie so vroeg van my ontslaan nie. Ek is jammer oor vanaand. Baie dankie vir die eerlike ete. Dag. Totsiens. Ek is jammer ek is laat, Lise, onvermydelike omstandighede. Moet jy nooit my briewe beantwoord nie, Lise. Jy het jou keuse gemaak toe jy weggeslaan word. Ek bedoel, jy het my keuse vir my gemaak. Ek wil nooit totaal van julle afgesny wees. Kan nie so dink. Jy man nie die beste van al twee wêrelde nie. Nee, Charles, die lewe werk nie so nie. Een of ander tyd moet elke mens besluit wat vir hom die belangrikste is. Moet kies. Jy het jou loopbaan gekies. Jou gevoel vir ons was oppervlakkig van die begin af. By die eerste krisis kon hy die toets nie deurstaan nie. Briewe het gou minder geword. Tuurlijk. Hoe lang moet die mens probeer as daar geen reaksie is? Solank jou geloof en liefde jou aanvuur. Maar wat dan van jou, Lise? Jy wat so verbitterd is teen my omdat ek geen hoop vir klein Charles gehad het nie. Waar is ons seun? Hy is nie meer in die kliniek nie, ek weet. Ek wou hom besoek voordat ek na Suid-Afrika gekom het. Maar julle was reeds weg. Het jy nie toch maar dieselfde gedoen waarvoor jy my al die jare verwyd het nie? Jy het nog niks verander nie, het jy, Charles. Jy het nog altyd allemaal aan jou eie maatstaf. Lisa, ek het nie gekom om jou te verwyd nie. Ek het jou nog altyd lief. Ek kan ons nie weer van voor begin nie. Het sal geen verskil maak nie, Charles. Is dit Klaus Schillinger? Dink jy my nou liever gaan? Professor. Zodra zuster De Leeuw uit die theater komt, zei ik wel naar spreken op mijn kantoor. Goed, professor.
Klaus. Ja, dis ek. Kom binne en maak toe die deur. Jy so vroeg terug. Weet jy waar ek was? Ja, natuurlijk, jy sal nie dit kan raai nie. Ek het 'n kollega van my gaan opsoek. Dr. Fritz by die St. Moritz Hospitaal. So dan. Maar weet jy? Ja. Waarom al die leuns, Lise? Wat het jy gehoop om daarmee te bereik? Ek wil nie dinge kompliseer nie. Ek wou dit op 'n professionele vlak hou. En ek val netjies in jou strik, juffrou de Leeuw. Moet ek sê, mevrou Beaumont? Klaus, ek het jou nooit enige aanmoediging gegee. Miskien nie, maar jy het my ook nie ontmoedig nie. Jy het my opsetlik onder die indruk laat verkeer dat jy vry is, alleen soos ek. Dit is ek ook. Charles en ek is 6 jaar gelede geskei tot ek my kind eerste gestel het. En dis nog so nie, Lise. Die kind kom eerste. Maak die saak, wie die proses seer kry nie. Dis nie waar nie, Klaus. Ek het nooit enige strikke vir jou gestel nie. My respek was vir jou te groot. En ek het nie gevra dat jy moet lief word vir my nie. Ek het in my elk geval nooit iets anders hartseer bedoel. Meneer Elise, ek is jammer, vergewe my. Is net, mens kan nie sonder hoop lewe nie. Ek het verbroek, Klaus, ek is jammer. Mens kan nooit weggaan van die mense verlede nie. Jy bedoel Beaumont? Ek is net so bitter spyt dat jy dit op hierdie manier moes uitvoer. En dit maak in elk geval niks aan my gevoel vir jou nie. Maar as ons vir jou kind iets moet doen, dan moet ons dit dadelik doen. Tyd het my aangehaal, Lise. Kyk self. Joune? Ja, daarom kan ons niks doen nie. As jy nog wil hê ek met jou kan doen, dan moet ek hom dadelik ondersoek. Sommer môre. Dr. Schiller. Dis 'n verrassing. Ons het hier so 2 weke verwag. En amptelik is ek nog met verlof. Ek doen net 'n ondersoek vir 'n vriend van my. Hoe gaan dit daar by julle? Nee, ons is betrekkelijk bezig. Maar hier die span so goed opgeleid dat het 'n plesier is om met hulle te werk. Vooral as er 'n leeuw. Dit is jou regterhand. Myne ook. Skoon my. So. Ja, dis reg. Identifiseer die galblaas, dokter. Dapper. Suster, konsentreer. Dapper, asseblief. Skus, dokter. Suster, oor nou 'n 8ste van 'n duim na die linkerfrontale loop. Suster, sê 8ste van 'n duim, bedoel ek 8ste van 'n duim. Stadig nou, so. Hou hom daar. Kop klem. Stadig. Nog 'n bietjie. Nog een. Dankie. Is goed. 8, 9, 10. Gastries? 5 en 5 is 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Deppers en instrumente getel en korrek, dokter. Dankie, suster. Lise, ek is jammer oor met jou. Kan ons nie vanaand saam ergens gaan? Hoe lyk dit? Er is 'n ander afspraak, dokter. Ek het gesien hy is terug. Hy lyk nie goed nie. Dr. Schillinger is 'n baie siek man, Dr. Beaumont. Reg, Anna. Jy kan hom maar reis toe neem. Baie dankie, professor. Ek het 'n skoon op my senuwees. Ek dink ons kry nooit klaar vandag nie. Hoe lyk dit hier, Klaus? Is nog te vroeg om te sê. Voel jy lus vir werk? Natuurlik. Wat kan ek doen? Nee, toe kom. Moenie verspot wees nie, Karen. Ag man, wat gaan aan met jou deesdae? Toe help my uit. Werk my liefling daar.
Ek sal met papi moet praat. Hy bederf ons pret. Goeienaand, professor. Voor een man wat op vakantie is, werk je nogal laat. Sterk, misschien? Eindelijk ja. Maar kom maar binnen. Professor, hier en zuster de Leeuw. Ze nogal baie gehecht aan elkaar, nie? Waar nie? Ja. Een vriendschap betekent voor mij bij. En als hij terugkomt, zeg je voor je andere stopzuster moet krijgen. Beste wat? Dat is Lisa. Dat is hier gedaan. Ja. Kan ik iets voor je doen, professor? Het is alles in orde. Ik heb nooit geweten wat zij hel sommige van mijn patiënten doormaakt niet. Professor, ik heb niet tijd voor zelfbejammering. Hoe kom dat je niet iets doen nie? Kan ik je nu onderzoeken? Ik was onlangs op een bezoek in Europa. Onder andere in Zwitserland. Je is bekend met die werk van dokter Frits. Dokter Frits? Natuurlijk. Hij bevestigt de kanker. Is er iets te laat, daar is niks aan te doen. En dank je voor je hulp. En ons het nog een verrassing voor jou? Kijk een beetje hier zo. Kom schat, vat die. Wijs dan mama wat jij kan doen. Kijk, kijk. Kijk, hij schreef voor jou, Lisa. Lieve Anna, jy is 'n dierbare mens. Mama moet nou gaan. Oom Klaas wag vir my. Toe maar ou grootseun. Een van die dae is alles reg. Lisa. Charles, Lisa, waarom heb je me niet verteld? Waarom niet? het jy geweet waar ek is? Klaas. Maar ek my beloof. Lisa, ek kon my oë nie glo nie. Jou liefde het vir hom meer gedoen as die hele mediese wêreld kon regkry. Toe ek jou sopas daar by hom sien, het ek vir die eerste keer besef dat geloof van liefde 'n sterker wapen is as al die medisyne in die wêreld. Jy was reg destyds. Die lewe, die ware lewe, het by my verbygegaan. Kan ek nou na hom gaan? Ja, Charles. Zo?
Maar is die volgende stap, Lisa? Klaus is nog bezig met toetsen. Ons wacht nog. Kom ons gesien hom. Sommer nou. Sal ek my nie ondankbaar Nee, Lisa. Van nou aan werk ons saam. Kom, Lisa. Karen. O, hallo Johan. Het voel amper soos die ou dae. Net ek is seker jy wag nie vanaand vir my nie. Hoe gaan dit met jou in Beaumont? Weet jy miskien waar ek hom kan kry? Ek bel nou al die hele nag en verseker my is al klaar huis toe. Jammer, Aster, sal ek kan sê nie. Werk ook maar net hier. Ek wil baie graag die plate met Dr. Schillinger bespreek. Ek dink hy is daarmee besig. Klaus! Klaus! Geen pos. Lisa, gauw! Alarm! Noodrollie! Julia, gauw! Charles? Charles, ek wil met jou praat. Juffrou van der Venter, wat soek jy hier? Ek wil dokter Beaumont. Maar kan jy nie sien ons het 'n krisis op hande nie? Ek wil nog nou met hom praat. Later met hom praat. Schokmachine! Schok. 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 Inspector. Al die jare se voorbereid. Ek dink jy sal hierheen oorleef. Behandeling dieselfde? Ja. So dadelik? 30 druppels per minuut. Oei, vriendin. 5 ampères 150 cc dextrose en water. Lisa. Ek dink jy moet nou gerus. Hy is goed versorg en buite gevaar. Nee, ek wil by hom bly, Sjaal. En ek dink juffrou de Venter het jou nodig. Dankie, dis genoeg verpleegster. Geef ons die suurstof aan nie. Asseblief raas so, daar sit mense. Sagter. Asof ek dit nie weet nie. Ek sal nie loop voor ek... Daar's 'n man daar binne wat besig is om te veg vir sy lewe. Goed, laat hom maar veg. Maar wat van my lewe, Charles? Wat van my lewe wie so opgemors het? Juffrou, asseblief. Kom ons gaan na my kantoor toe. Besef jy dat ek die hele aand gewag het? Klaus. Klaus. Klaus, kan jy my hoor? Dat jy en Lise by mekaar sal kom. Is dit wat jy wil sê? Ek weet nie daarvan nie. Wat ek wel weet is dat ek Lisa nog liefhet. Of sy nog so voel, dit weet ek nie. En ek? Wat van my liefde? Beteken dit vir jou niks? Jy's 'n lafaard en 'n leuenaar, Charles. Miskien. En laat ek nog 'n ding vir jou vertel. Daardie vroumens, sy's nie meer 'n vrou nie, sy's kliphard. Sy's 'n masjien. Hoekom anders dink jy loop sy met daai letsel op haar gesig rond? Karen, bedaar. Verstaan jy dan nie dat... Ek verstaan heeltemal goed, Charles. Jy gaan nie so vinnig van my ontslaa raak nie. Hierdie nag gaan jy nog berou vir die res van jou lewe. Ek sal haar versorg. Hierdie nag gaan jy nog berou. Karen! Karen!
Hier, laat ek self sien. Beaumont, jy en ek is wetenskaplikes. Jy weet net so goed soos ek, as hierdie operasie gedoen moet word, dan moet hy nou gedoen word. Professor, ek het jou notas baie deeglik nagegaan. As daardie operasie kan slaag, dan beslis 'n mediese deurbraak wees. Ek dink ons moet die kans vat. En dan moet ons sommer gou maak. Nou, die kind moet dadelik hospitaal toe gaan. Professor, dink aan jou eie gesondheid. Ek dink jy moet nog 'n paar dae in die bed bly. Man, ek is al bring my klere dat ek kan opstaan. Dr. Schillinger. Mag ek nie 'n oomblik spreek asseblief? Dr. Bosman, ek is baie besig. Dit is ongelukkig ding. Daar is klagtes oor die theaterwerk afskiet. Dr. Bosman, ek is besig met my belangrike werk. Wie ook wat die klagten gedien, praat snel. Ongelukkig is daar 'n persoonlike aspek betrokke. Ons kan dit nie dood nie. Daar is ander pasiënte ook in die hospitaal. Moet voorkom of die kind op vloer 10 glad nie. Dr. Bosman, ek doen hierdie werk nie vir 'n enkele persoon nie. Vir die hele mensdom hou dit die hoop in dat breinskade nie noodwendig hoef permanent te wees nie. Ek versoek dit is dringend om nie hierdie werk in die wiele te ry nie. Hierdie lewenstaak nie. Daar is te veel op die spel. As u my dit sal verskoon. Goeienaand. Wat gaan aan, professor? Nee, daar is klagtes. Kom mense, ons het werk om te doen. Lise kry my daar verslaaf van verlede jaar. Dr. Beaumont. Jammer om te steur, maar ek wil net sê dat Karen van der Venter op die 6de vloer van hierdie hospitaal lê en veg vir haar lewe na 'n selfmoordpoging. Nee, gaan met jou belangrike werk. Jy het reeds te veel skade aan haar lewe aangerig. Lisa, kan jy hier aangaan? Lisa, het jy my gehoor? Lisa. Ek gaan nie voort nie. Jy gaan nie? Eers Klaus en nou Karen. En dit net omdat ek niks sê, niemand ontsien het in my obsessie nie. Van die ongeluk af het niks saak gemaak nie. Ek het ons huwelik verongeluk. Vir Klaus tot 'n ineenstorting gedryf. En nou 'n jong meisie se lewe verwoes. Dit alles deur myself sag. Ek gaan nie voort nie. Gaan klein Sjaal vandag nog nie wegvat. O nee. Waarvoor dink jy dat ek vir 30 jaar lank gewerk om nou toe op te gooi? En as dit misluk, Klaus? Jy mag nie so praat nie, Lisa. Jy sit aan Dr. Schillinger en klein Sjaal verskuldig dat hierdie operasie deurgaan. En dis presies wat ek gaan doen. Sonder my toestemming is daar geen operasie nie. Sal ons al vertel, Sjaal? Ja. Lisa, dis nie meer 'n kwessie van herstel nie. Dis 'n noodsaaklikheid. Jou kind het 'n brein gewas. En as ons nie opereer nie, sal hy sterf. Dankie, suster. So, ek dink alles is nou reg vir jou in die teater, Wanda. Lise, wat gaan hier aan vanoggend? Waarom skrob jy nie vandag nie? Jy weet ek het nog nooit met Schillinger gewerk nie en jy en hy is nou al hoe lank besig met voorbereidings vir die operasie? Was jy al by pasiënt, Wanda? Ja. Lise, is dit jy en Sjaal Beaumont? Dis 'n lang storie. Maar beloof my asseblief jy sal sorg dat daar niks van jou kant af verkeerd loop nie. En help vir Dr. Schillinger.
Dis 'n groot dag vir hom vandag en hy siek. Asseblief, Fanny. Moenie met my kom staan en nonsens praat nie. Jy weet net so goed as ek dat elke operasie belangrik is. Alles amper gereed. My liefde. Dis die groot dag vandag waarvoor ons so lank gewag het. Môre. Julle lyk opgewek. Toe maar. Hy is in goeie hande. Die beste in die wêreld. Dankie, dokter. Kom op, man. Toestand van die patiënt, dokter. Alles reg, dokter. Ons is gereed vir u, professor. Mes. Kan ek iets vir u kry, professor? Bowman. Professor. Nee hoor. Maar, voel jy... Sit die stoel gou. Gou, van Skalkwyk. Van Skalkwyk, gou, bring water. En? Dokter van Skalkwyk, gou. Iets verkeerd, verpleegster? Dokter? Laat my weet hoe die dag gaan, asseblief. Seker, suster. Ek is hier, professor. Dankie, dokter. Hoe is julle vordering hier, dokter? Onder omstandighede, goed. Baie dankie dat jy gekom het. Ek is deur die korteks, professor. Goed, pas op vir die vitale sentra. Ja, seker. Klaus.
het dit goed gegaan, Lise. Dankie. Ek sal hom neem, Bonnie. Nee. Gaan naar Beaumont. Uit je nodig.